Baie hartlik welkom aan ons aanlyn kykers ook by hierdie Paasfees geleentheid vanoggend. Mag die Here vir ons saam seën en mag ons opnuut beleef en besef en erken dat hy opgestaan het en dat hy vir ons elkeen 'n lewe gee, 'n nuwe lewe. As ons vanoggend saam gesels, praat ons weer uit die Johannes Evangelie, wel die bekende Johannes 20. Die aard van die saak kan ek nie die hele hoofstuk lees nie, maar ons sal met mekaar uit 2 gedeeltes uit gedagtes deel. So ek lees graag saam met Johannes 20, die eerste gedeelte vers 1 tot 10. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, ek wil hê jy moet daai stukkie onthou, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en aan die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sy sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig sien en die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Nou het Simon Petrus ook daaraan gekom en hy het in die graf ingegaan en hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie. Daar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Dan weet ons tussen vers 11 en vers 17 is Maria se ontmoeting met Jesus, waar sy hom sien as die tuinier, waar sy uiteindelik met hom praat, waar sy hom aanspreek as Rabboni, en wat hy uiteindelik vir ons sê, maar moenie my vashou nie, en gaan vertel vir my broers, gaan sê vir hulle, eerste sendeling, eerste getuie. Dan vat ons dit van vers 18 af. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Daardie Sondag aand was die disipels by mekaar. En alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disipels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Kom ons lees tot sover. Vriende, almal van ons dink oor God. Hierdie afgelope 6 weke in lydenstyd, spesifiek hierdie naweek, Goeie Vrydag, Stil Saterdag, Paasondag, dink ons dalk meer na oor God as ander kere. En uiteindelik is ons denke oor God iets wat ons godsbeeld vorm. Hoe ons oor God dink.
En nou kan ons nie in isolasie oor God dink, so graag soos wat ons wil. Daar's bepaalde gebeure in ons lewe wat 'n invloed het oor hoe ons oor God dink. En dit vorm dikwels ons lewe. Dit vorm dikwels hoe ons leef, hoe ons glo, partykeer selfs wat ons glo. En dit op 'n groot mate speel dit 'n rol oor hoe ons na onsself kyk, hoe ons onsself sien. Dit is vir ons baie moeilik om dikwels onsself in te dink dat ons God se geliefdes is, sy geliefde seuns en dogters. Want daar het al goed in ons lewe gebeur wat ons godsbeeld so gevorm het dat ons 'n liefdevolle en goeie God moeilik koppel aan dit wat met ons gebeur. En dis hoekom Paasfees en Paasondag vir ons sê, kyk net weer. Action replay. Kyk na Jesus. Want dis in hom wat ons sien wie God werklik is. Ons het dit vir mekaar Vrydag gesê. Aan die kruis dra iemand met 'n hoofletter ons skuld. Sy naam is Jesus. Nie omdat God nodig het om te straf nie, maar omdat God kies om te dra wat ek en jy nie self kan dra nie. Daarom as jy na die kruis kyk, is dit nie net die dwarsbalk van die kruis nie, dis nie net 'n streepie wat sê nee nie. Dit vorm 'n plus, 'n positief. God sê ja vir hierdie wêreld. Ons het reeds as gemeente saam nagmaal gebruik. Daarom is jy net vir 'n oomblik weer onthou. Hier is die brood. En hier is die wyn. Dis in my hande. In my hande beteken dit niks. Maar in die hande van God, wanneer Jesus dit instel daardie aand voor sy dood, dan word dit 'n teken. Iets waardeur ek en jy nooit 'n streep kan trek. Dit word 'n teken van 'n God wat homself gee. So wanneer ons eet en wanneer ons drink, dan doen ons dit saam. Met die wete dat die opgestane Here nie net vandag in hierdie gebou is nie, maar dat hy ook by jou is wat vandag aanlyn kyk. Dat hy by hulle is wat vandag dalk nêrens inskakel nie. Van die opgestane Here is die Here van die skepping wat alomteenwoordig is. Wat maak dat ek buig in aanbidding en sê, hoe groot is ons God? Almal moet sien, hoe groot is ons God? Dis goed dat dit oor 80 jaar uit hierdie kerkgebou en van hierdie kansel af verkondig is.
of in 'n Paasfees, mag nooit tot die kansel van die NG Kerk Leipoortspruit beperk wees nie. Die boodskap van vandag is vir julle bedoel, en vir julle kinders en julle kinders se kinders, en vir elkeen. Want met die opstanding word dit duidelik, hierdie Jesus, die een wat ek Vrydag aan die kruis gesien het, die een wat gesê het ek is dors, wat sy asem uitgeblaas het, en gesê het, tetelestai, dis volbring, it is paid, it is finished. Hy is die Here, hy is die Kyrios, hy is die Heer met 'n hoofletter van alle heersers, hy is die God met 'n G, hoofletter, bo alle gode. En hy sê vir my, ek is jou God. Toe Moses in die Ou Testament vra, wat moet ek vir die mense sê, toe sê vir hulle, ek is. I am who I am. As jy Johannes lees, dan het hy 7 beelde, waarin hy sê wie hy is, ek is. Vriende, hy is die Here. Die vraag wat ek en jy vra, watter Here? Watter God? Die Here wat self opofferend is. Die Here wat sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou het as iets waarin hy moet vasleef nie, maar wat homself gegee het. Wat homself leeg gemaak het. Hy is die God wat omgee. Want as hy aan die kruis na Maria kyk en hy sien vir Johannes, dan gee hy om vir Maria en hy sê, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou ma. Sy selfopoffering is iets wat sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis 'n God wat vir mense kom lewe gee. Daarom dat die psalmdigter sê, die dood van 'n dienskneg of 'n diensmaagd van die Here is geen geringe saak nie. Vir God is die dood van enige mens geen geringe saak nie. Want ons almal is geskep in die beeld van God. Hierdie goeie God is die God wat vandag teenwoordig is. Ek wil tog hê, jy moet saam met my met die lig werk vir 'n oomblik. Almal was nou nie Vrydagoggend hier nie, maar ons Christuskers was Vrydagoggend swart. En tog het die swart kers lig gegee. Vandag 'n wit kers wat eintlik dieselfde lig gee. Wat wil ek vir jou sê? Die lig het nie eers vanoggend begin skyn. So ek jou pertinent gesê het, luister na vers 1, toe hulle na die graf toe gegaan het, was dit nog donker. Die lig brand sedert Vrydag
Inteendeel, die lig brand al van die menswording van Christus af. Toe ons in Advent gesing het, die lig kom na die wêreld, en Jesus Christus ons Heer uit liefde vir die mensdom daal hy as diensknegt neer. En die mense het telkens probeer om die lig uit te doof. Maar die duisternis, die donker, kon die lig nie uitdoof nie. Selfs swart kersse gee lig. So nie is die dood het die lig uitgedoof nie. En daarom word alles wat gebeur het op Paasfees Sondag sigbaar. Daarom is daar vir ons lig. Daarom was daar gister 'n stil Saterdag. Saterdag waar jy met hierdie goed kon sit. Hierdie goed wat dit maak dat ek en jy voel ons leef nog in die donker. Hierdie goed wat ons gees swaar en moeg en vermoeid en belas maak. Dat ons nie die lig kan sien. So as jy vandag nog steeds in 'n donker plek is, moenie dink God is weg nie. Die lig brand. Dit is dalk net veel moeilik op hierdie stadium om dit te sien. Die gemeente is 80 jaar oud. Ons kom uit 'n tyd van lampies, parafienlampies. Dit was nogal 'n kuns om hom ordentlik te laat brand. Sodat op 'n baie eenvoudige manier hy die beste moontlike lig gee. Maar julle weet self, daai lamp het partykeer dof gebrand. En was daar 'n paar goed waarna mens moes kyk. Jy moes die glasskermpie afhaal en jy moes hom was. Want partykeer is hom aangesteek het, die vlammetjie gewapper en hy het sulke, mag ek dit noem aanbrandsel, sulke merke in die glas gemaak wat die sigbaarheid van die lig verdof. Of die put was te ver uitgedraai, of hy was te diep ingedraai, so hy was net nie lekker nie. Wat sê ons vir mekaar vandag? Die lig brand. En dalk laat God jou vandag sien. Ek moet die lampskerm skoonmaak. Dalk laat God jou sien, jy het jou put te ver uitgedraai. En jy is besig om uit te brand. Of dood eenvoudig, sekere ervarings, sekere dink en beelde oor God, maak dat jy daai put so diep weggedraai dat hy kwaadlik, inteendeel hy is dalk 'n rokende lamput. En God sê vandag, kom ons sit vandag
'n nuwe put in. Kom ek laat die Gees jou so instel, dat jy optimaal lig kan lewe. Laat elkeen van ons vir Jesus kan skyn. In 'n donker wêreld. So mag Paasfees 2026 vir jou ook 'n geleentheid wees om seker te maak dat die lig wat jy reflekteer, die getuienis aangaande die lig, soos Johannes dit uitdruk, dat dit 'n suiwer weerkaatsing is, dat die spieël skoon gemaak word, en dat mense nêrens vir jou sien, maar dat hulle die goeie en die mooi God sien, die God wat in sy seun sy lewe afgelê en opgeneem het vir my en jou, wat ons nie as weeskinders agtergelaat het nie as volgelinge sonder 'n leier nie, maar met 'n leermeester, die Heilige Gees, om alles te onthou wat Jesus geleer het. En in Jesus se woorde 2 keer tydens sy verskyning: vrede vir jou. En hy sê dit 'n tweede keer: vrede vir jou. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Amen. Here, as die ligte af is vandag, is dit nie Eskom se skuld nie. Dis nie beurtkrag nie. Ons elkeen kry vandag 'n geleentheid om seker te maak dat ons lig by al 3 punte ingeprop is. By die Vader, by die Seun en by die Heilige Gees. En dankie dat hierdie krag geaard is, waar ons elke dag lewe. Die 3-fase krag van die almagtige God in elkeen van ons se lewe sigbaar kan word. Omdat hy ons geërf het met 'n opdrag. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik.
Dankie dat Paasfees kom bevestig dat die lig steeds brand. Dat nie eers die donker nag en die duisternis wat daar was op Goeie Vrydag die lig kon uitdoof. En dat ek vandag mag weet in die donkerste donker, in die diepste duisternis van my lewe, brand die lig. Is God met ons. Mag ons gaan lewe as mense wat weet dat die Here lewe en dat hy 'n goeie en 'n genadige God is wat almal liefhet, wat nie wil hê dat een mens verlore gaan nie. Amen. Vriende, ek wil net herinner vanoggend, julle sal van môre af weer WhatsApp boodskappe ontvang na aanleiding van vanoggend se erediens. Belangrik dat jy ook onthou, ek is beskikbaar op my selfoon, alhoewel ek met vakansie is, 083-654-0806. Daarmee groet ons aanlyn kykers, tot 'n volgende geleentheid. Mag dit vir julle geseënde tyd wees. Totsiens.